Fantasties, goeiemôre almal en hartlike goeiemôre en dit is absoluut fenomenaal om die tyd met julle vanoggend te spandeer. So vanoggend gaan oor kommunikasie. Daar's 'n NG Kerk Vrystaat, ek het 'n thumbs up daar ook. Vanoggend gaan oor kommunikasie. Kommunikasie is nie net die woorde wat ons gesels nie of die woorde wat ons spreek nie. Dis hoe ons sien, dis hoe ons voel, dis hoe ons dink. Dis al ons aksies en ons reaksies en dis ook in al die resultate wat ons het. Kommunikasie is in alles. En is veel meer as net woorde. En dit bring my met 'n ongelooflike gedeelte wat ek wil deel vanoggend. En ek dink daar's nie 'n beter manier om te open vanoggend is om 'n stukkie te lees nie. En daai stukkie wat ek wil lees is vanoggend uit Matteus 22 vers 37 tot 40. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself of jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet van die profete saamgevat. Nou, die rede hoekom ek vanoggend open met, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en kommunikasie begin met jouself. Jy sien, as jy vir jouself sê, jy's nie goed genoeg nie, dan is jy reg. En as jy vir jouself sê, ek is goed genoeg, dan is jy ook reg. Maar so kyk ons terug, en ons almal se pad het begin seker die dag toe ons gebore is. En die dag toe ek gebore is, toe staan ek heel voor in die ry. En raai wat kry ek? Al die energie in die wêreld. Ja, ek was 'n besige klein mannetjie. Dan is ek op die dak en in die rivier, onder die trekker en in die sandpit. En elke liewe dag kry ek al hierdie vrae. Die vrae van ma en pa en ouma en oupa en al die groot mense rondom my. En die vraag wat ek die hele tyd kry is, PG, waarmee is jy besig en wat doen jy nou alweer? En die antwoord is standaard. Mamma, ek doen niks verkeerd nie. Ek's net besig om te speel. Jy sien, dan kom pa verby en hy vra presies dieselfde ding. Ek dink my ouers se grootste werk was net om my lewendig te hou. Maar vir my het ek dit anderster gesien. Vir my was dit, ek moet die hele liewe tyd verdedig en verduidelik en 'n reeks van goed. En elke keer as pa vra of ma vra of ouma vra, waarmee is jy besig? Dan voel ek skuldig. Skuldig oor iets wat ek nie eers doen nie. En jy weet hoe werk dit, as pa sê, jou boude gaan sommer 'n pak kry vir die goed wat jy nog gaan doen. En so word ek 40, en ek sit rustig in werk, en my vrou kom verby en sy sê, en waarmee is jy besig? Ek sê, nee liefie, ek is nie besig om enigiets verkeerd te doen nie, ek is net besig om te werk. En sy sê vir my, wat bedoel jy? Jy's nie besig om iets verkeerd te doen nie. Ek sê liefie, nee, kyk, al wat ek vir jou probeer sê, ek is besig om te werk, ek is nie besig met enigiets anders te doen. Ja, maar hoekom sal jy sê, jy is besig om nie iets verkeerd te doen nie, waarmee is jy besig, en ek gaan uitvind waarmee jy besig is. Ek sê, luister liefling, luister nou mooi wat ek sê. Ek sê vir jou, ek's besig om te werk. Nou kom jy verby en beskuldig my die hele liewe tyd dat ek iets verkeerd doen. Is dit normaal om vir enige iemand te vra, waarmee is jy besig? Absoluut. Is dit normaal om te reply of te antwoord en sê, ek doen niks verkeerd nie? Jy sien, so kom ons by die som van als, kommunikasie. Ons het 'n program, ons het 'n persepsie, ons het 'n belief system, en dit alles saam maak die reëls waarby jy leef. So as jy met jouself kan reg kommunikeer, kan jy met die wêreld daar buite ook reg kommunikeer. In jou verhoudinge, in jou eie gesondheid, jou geestesgesondheid, en ook in jou werk en jou finansies. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Dankie liewe Jesus vir 'n wonderlike dag, Here, en dankie dat ons kan saam wees en dankie dat ons kan deel
En dankie vir elke liewe ding waardeur ek moes gaan, om my te bring tot op hierdie punt. Dankie dat ek kon leer, en dankie dat U my gemaak het, dat ek kan voel, kan luister, met al hierdie sintuie, dat ons uniek geskape is, na U beeld. Liewe Jesus, laat ons vanaand luister, of vanoggend luister om te verstaan, en nie luister om te reageer. Dat is vanoggend soos 'n spons sal wees, en sal inneem, en daai goed wat vir ons iets beteken vanoggend, kan vorentoe vat, en die wêreld 'n beter plek los. Ek sê dankie vir die NG Kerk se node, wat dit moontlik gemaak het, en dan sê ek ook dankie vir die ander sprekers, wat saam met my hier vanoggend is. Amen. Nou maar goed, laat ons wegtrek, hier op 'n donderdagoggend, die laaste dag van Augustus, en môre is lentedag. Nou, die eerste persoon, die eerste spreker wat ons vandag het, is vir Alita van Sail. Alita, ons kom al 'n entjie saam, en Alita het 'n ongelooflike boodskap vanoggend. Sy deel met ons effective communication, hoe om beter te kommunikeer deur ons dinkmanier. So Alita, dankie, en dankie dat jy hier is, en deel graag met ons. Baie dankie PG, en welkom almal. Dis baie lekker, hulle sê môre stond het goud in die mond, en hier waar ek sit skyn die son reg in my oë. So dit is heerlik om die son te sien vanoggend hier in die Wes-Kaap. En net 'n klein bietjie agtergrond, hoekom is ek so absoluut geïnteresseerd in kommunikasie en effektiewe kommunikasie? Ek het groot geword in 'n baie tegniese omgewing, en in daai tegniese omgewing, ek was 'n programmeerder vir die wat oud genoeg is om te weet hoe ons nog in COBOL geprogrammeer het, en agtergekom dat die tegniese mense en die besigheidsmense mekaar absoluut misverstaan. En dit het my laat wonder hoekom dit so is. Ek het geweet daar moet iets wees. Toe het ek 'n klompie navorsing gedoen en uitgevind in die vroeg in 2000, het Kobus Neethling 'n sielkundige in Suid-Afrika en Ned Herman, 'n man in Duitsland, dieselfde studie begin doen oor hoe dink ons, wat is ons dinkprofiel, hoe is ons brein gedraad dat ons op sekere maniere dink. Toe ek dit agtergekom het dit vir my vreeslik baie sin gemaak, en toe het ek aangegaan en altyd saam met my gewone korporatiewe beroep het ek mense gehelp om meer effektief te kommunikeer deur te verstaan hoe hulle breine werk. En dit is wat ek nou vanmôre 'n klein bietjie daarvan met julle gaan deel. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love.
mense dink verskillend. Daai is vir my altyd so goed om te sien hoe mense verskillend dink en net deur iets te verander, hoe jy dit sê, maak so 'n groot verskil. So wanneer ek probeer praat en ek probeer 'n boodskap, wanneer ek met ander woorde 'n boodskap uitstuur, gebruik ek my realiteit en my persepsie. En ek geniet dit altyd as PG praat oor toe hy klein was, want ek sien die prentjie. En daai realiteit en persepsie is heeltemal anders as enige iemand van ons. So as my man vir my sou vra, waarmee is jy besig, sou ek nie eers reageer, anders as om te sê waarmee ek besig is nie. So wat wil ek kommunikeer, hoe formuleer ek die boodskap, terwyl die ontvanger dit dekodeer, en wat hoor die ontvanger eintlik, en hoe interpreteer die ontvanger die boodskap. My analogie is gewoonlik, as twee van ons verskillende brille sal dra, sê nou maar myne het pink lense in, en iemand anders het blou lense in, dan kyk ons aan dieselfde onderwerp, en ons kyk na die onderwerp, maar ons sien, ek sal sê, hierdie ding is so 'n bietjie rooskleurig, waar die ander persoon sal sê, nee man, hy's blou. En dan is daar 'n baie groot verskil, maar daai getinte lense wat ons het alles te doen met hoe ons groot geword het, die kultuur waarin ons groot geword het, die taal wat ons praat, al daai goed wat ons gemaak het waar ons vandag is, gee die kleur van die lens. En terwyl ek so vir PG geluister het ek gedink, ja, en ons kan daai lense vervang met hoe ons die lewe wil sien, deur ons selfliefde. So ons gaan nou 'n bietjie kyk, hoe werk hierdie lense op 'n wetenskaplike manier van ons brein. Julle kan daar in die chat vir my bietjie sê, draai sy linksom of regsom, hierdie dametjie. Julle mag kommunikeer. Kom ons kyk, iemand sê linksom. Nou as sy vir julle regsom gaan, dan is dit, meeste mense sien haar dat sy kloksgewys regsom draai. As sy linksom gaan, dan beteken dit dat jou linkerbrein waarskynlik redelik dominant is. En daarom gaan sy vir jou linksom. Carly sê sy gaan beide, links en regs. Linksom en regsom. So, as jy dit kan regkry, nou as jy jou oë toeknyp, partykeer, kan jy haar aan die ander kant laat omgaan. Dit beteken dat albei kante van jou brein ewe sterk werk, en jy kan met ander woorde besluit dat sy moet links of regs omgaan. Ek moet bieg, vir my, ek het haar enkele kere kon kry laat sy links omgaan, vir my gaan sy maar net regs om, en dit is maar wat sy doen. Kom ons kyk nog 'n manier. Lees gou die woorde, geel, blou, oranje, swart, rooi, groen, pers, geel, rooi, oranje, groen, swart, blou, rooi, pers, groen, blou, oranje. En klink vir my honde besluit om saam met ons vandag hier te wees. Verskoning. Nou wil ek vra dat julle probeer om die kleur te lees in plaas van die woord. So ons gaan nou lees groen, rooi, blou, geel, blou, swart. Dis baie moeiliker. Die rede daarvoor is omdat ons met die linkerbrein die woorde lees, maar ons regterbrein sien die kleur. Nou het ons die woorde eers gestel. So die linkerbrein vat die dominansie en gaan vir die woorde, waar die regterbrein sukkel om dit te steel elke keer om die kleur te gee. Nou Dr. Roger Sperry het hier in die 60er jare, ek vermoed hy het 'n Nobel
Nobelprys gekry daarvoor. Het hy agtergekom dat ons brein die twee kante van ons brein kan ons sny, die corpus callosum kan ons eintlik in middeldeur sny, en hy het gewerk met mense met erge epilepsie, in ekstreme gevalle van epilepsie, en daar's 'n video, maar hy is baie oud, so ek wou hom nou nie vandag vir julle wys nie. Hy het bewys daar dat as jy nou daai corpus callosum sny, dan kan die twee dele van die brein onafhanklik van mekaar kan albei steeds werk. Is vreeslik interessant om dit te sien, want die linkerhand weet letterlik nie wat die regterhand doen nie. Maar op die video is die vrou se lewe heeltemal normaal. Wel, soort wat dink ek. Die meeste mense het met ander woorde 'n baie sterk voorkeur om of die linkerkant of die regterkant van jou brein te gebruik. Wanneer jy dink, wanneer jy kommunikeer. En dit sal met ander woorde beïnvloed ook hoe jy sekere goed doen. Soos, kom ons kyk na links en regs. As ons kyk na links en regs, dan sien ons dat aan die linkerkant is baie netjies, die verlede, die hede. So as jy dink oor die verlede, dan gebruik jy die linkerbrein. Waar aan die regterkant is meer toekomsgerig, maar albei kante sal die hede insluit. Linkerkant wil getoets en bewys hê, die regterkant wil nuwe idees hê. Woorde en name sit aan die linkerkant, en ek gaan 'n bietjie meer daaroor praat nou. Ek het dit klaar genoem ook, die woorde van daai kleure sit aan die linkerkant, en aan die regterkant is die gesigte en die prentjies. Detail is links, die groot prentjie is aan die regterkant. Klomp dinge deur mekaar, julle kan sien daar, hoe lekker deur mekaar is die regterkant. Dit lyk soos 'n groot piknik, en aan die linkerkant lyk soos mense wat werk. Dis nie heeltemal waar nie, hierdie ouens wat piknik hou werk ook. En aan die linkerkant is waar ons die beplanning doen, waar die feite lê, en aan die regterkant is die gevoelens. Nou, dikwels as ek hier kom, dan voel mense al dat hulle 'n idee het watter kant jy lê. So, as daar van julle is wat klaar voel, julle weet watter kant julle lê, sit vir my daar in die chat, laat ek gou kyk wie voel hulle is links of regs. Celicia sê sy is beslis regs dominant. Enige iemand anders? Het julle al julle tweede koppie koffie gehad? Daar's Tertius. Tertius, jy sê jy's links georiënteerd. En Carly is ook regs, Dries sê links. OK, en dan dikwels hier begin jy al iemand anders ook herken. Maar ons gaan verder, kom ons gaan verder met dit. Kom ons kyk gou na kuns. As ek hierdie 3 kunststukke opsit, Sonet wil graag links wees, maar regs. Maar Sonet, jy weet dat jy links kan leer om te werk en jouself dwing om na die linkerkant toe te gaan. Goed, kuns kan ook linksbrein, want mense wat linkerbrein georiënteerd het, gaan baie meer van hierdie kuns hou, as die ouens wat regs georiënteerd is. Want hierdie abstrakte goed vir die linkerbrein ouens werk nie altyd so lekker nie. Maar interessante een is hierdie onderste een. Dis wat ons dikwels sal sien in korporatiewe geboue, waar daar hierdie vreemde kuns is, dit pla jou nie, maar dit is nie noodwendig regtig vir jou baie mooi nie. En dit is omdat dit links en regs is. So, die abstrakte binnekante is vir die regterbrein ouens, en die herhaling en die simmetrie en die orde is vir die linkerbrein mense. Dus kom ons kyk gou na kleredrag, want dit is belangrik, dat as jy iemand voor jou kan soort van, met 'n sê maar 80% akkurasie, kan
kan sê in watter kwadrant hulle dink, of watter links of regs, en jy verander jou kommunikasiestyl net effens, gaan hulle jou baie beter verstaan. En dis hoekom die kleredrag so belangrik is. Want as jy kyk aan vir die regterbrein ouens, hulle doen sagte lyne, lae oor mekaar, bonkige juwele, dekoratief besig, waar links is eenvoudig, gefokus, gestruktureerd, duidelike lyne, jy weet, ons is nie die Engelse woord frivolous nie, ons trek stewig netjies, meer formeel aan. Vir my wat in verkope was die grootste deel van my lewe, hierdie was 'n absolute weggee, want as jy kan onderste bo lees, dan sien jy hoe lyk die persoon se dagboek. Dit was natuurlik voor ons nou elektroniese dagboeke gehad het, waar jy op papier kan sien wie is linkerbrein en wie is regterbrein. Dit is gewoonlik heeltemal 'n weggee. Nou, niemand het in die chat nou gesê dat hulle voel hulle is eintlik bietjie van albei nie, wat 'n baie groot moontlikheid is. So, ons het links en regs, en ek het nou vir julle beskryf van links en regs. Daar's ook mense wat 'n boonste voorkeur het versus 'n onderste voorkeur. En dis hoekom dit belangrik is om in die kwadrante te werk. Want om net links en regs is net dood eenvoudig te eenvoudig. So, as ons kyk, dan gaan ons nou werk met die 4 kwadrante van links bo, regs bo, links onder en regs onder. En ek het vir hierdie ouens name gegee. Julle sal sien, links bo is die analitiese persoon, links onder is 'n metodiese persoon, en dan is daar visionêr en mensgerig. So wat gebeur in elke deel? So wat is die vraag wat mense sal vra as hulle nou op 'n ongelukstoneel aankom? Daar kom 4 mense aangestorm, hier's 'n ongelukstoneel. Iemand het daar in Nelson Mandela en Dan Pienaar Rylaan by daai kruising 2 karre in mekaar vasgery. So wat is die vraag wat gevra word? Die analitiese persoon wat regtig feitgeoriënteerd is en rede en logika wil hê, sal vra, wat het hier gebeur? Die metodiese persoon wat prosesgedrewe is en wat die orde wil hê en wil weet hoe werk dinge agter mekaar, sal vra hoe dit gebeur. So wat was die orde van gebeure? Die visionêre persoon sal vra, hoekom het dit gebeur? Waarom het dit gebeur? Want dadelik, as ek weet waarom dit gebeur het, kan ons iets doen om dit te verhoed in die toekoms. Maar die mensgerigte persoon kom aangehardloop en sê, wie is betrokke? Wat moet ek doen om te help? En dis waarskynlik die een wat eers 911 gaan bel, en dan sal die metodiese persoon oorneem en seker maak dat alles goed gaan. Dis baie maklik as jy daai verstaan en jy hoor hoe mense praat, om dan agter te kom, is hulle meer linkerbrein of in watter kwadrant, links, regs, bo, onder, waar pas hulle in? En ook om mense te eien. Nou, ek het sommer 'n klomp mense gevat en ek het bietjie weggebly van die Suid-Afrikaners sodat ons nie in die moeilikheid beland nie. Wat ons net kyk na hulle publieke profiel om te sê waar kan ons hulle plaas. Lizelle, dankie, sy het gesê sy wissel tussen 2, party daar baie struktuur en ander ontspanne. Lizelle, jy gaan waarskynlik baie maklik aan die einde van die praatjie agterkom hoekom jy links en regs is, as jy nie nou al agtergekom het nie. Kom ons kyk gou-gou. As ons kyk nou, ek sê nou, ek gaan nie baie Suid-Afrikaners nie, ek het maar veilig gespeel met die Suid-Afrikaners. Kom ons kyk na Nelson Mandela. Wie wil raai watter van hierdie 4 kwadrante, 1 of 2, want ons kan maklik genoeg 2 voorkeur kwadrante hê, wat baie na aan mekaar is. Wie wil raai, of sê wat julle dink, Nelson Mandela, waar sou julle hom sit?
Jy's so slim, Celicia, ek dink jy het al baie geluister. Hy is definitief, hy het 'n visie gehad, maar hy was geweldig connected. So hy was baie regterbrein. En daarom het hy mense om hom gesit wat dit kon analiseer en dit kon uitvoer. As jy nou kyk, kom ons gaan 'n bietjie oor na Amerika toe en ons kyk na George Bush, enige een, die pa of die seun. Wat sou julle sê, hoe is hulle of hy? Daar gee ek dit weg. Metodies en analities. In hulle statuur sien jy net, jy sien nie regtig mensgerigtheid of verskriklik baie visie nie. So, dit was daai oorlogvoering, ons toets ons wapens, tipe beeld wat hulle uitgedra het. Kom ons kom terug Suid-Afrika toe en ons kyk bietjie na ons vorige president. Ja, hy was mensgerig. Ons is nie baie seker of daar baie analitiese en metodiese denke daar was nie. Maar ek gaan nou nie in die moeilikheid raak nie. Kom ons kyk vir Albert Einstein, wat al hierdie baie slim dinge uitgedink het. Ja, hy was verseker visionêr, hy het 'n idee gehad, en hy het 'n idee gehad, en dan sou hy iets probeer, en dan sou hy dit analiseer, hoekom het dit nie gewerk nie, dan sou hy weer iets probeer, en dit weer analiseer, en so sou hy aangaan. Hy was nie vreeslik, en onthou nou, ek het hom nie persoonlik geken nie, maar dit lyk nie asof hy vreeslik metodies was nie. Want dan sou hy waarskynlik meer van 'n metode gevolg het, en vinniger by 'n antwoord uitgekom het. Lady Diana, deesdae is die Britte so in die nuus, ons kan maar bietjie soontoe gaan. Sy was verseker mensgerig, absoluut mensgerig, en sy het ook 'n visie gehad vir wat sy wou doen. Sy wou graag mense help, en sy het 'n groot visie gehad van wat kan gedoen word. As ons kyk na iemand soos Moeder Teresa, sy was ook mensgerig, maar sy was meer metodies. Sy het regtig haar hande vuil gemaak. So as hierdie twee nou 'n koppie tee sou drink, hulle is albei mensgerig, vir hulle is albei verskriklik belangrik dat mense gehelp moet word en dat dit moet goed gaan met mense. So omdat hulle albei mensgerig is, sal 'n mens dink dat hulle heeltemal goed oor die weg sal kom. Omdat hulle tweede voorkeur so drasties verskil, is dit moontlik dat hulle dalk 'n bietjie van 'n stry kan optel. Ek dink hulle sal dit sal interessant wees om hulle te hoor stry, want ek dink hulle sal dit doen met soveel grasie en soveel liefde. Maar vir Moeder Teresa sal dit voel dat Diana net aan die groot prentjie dink en nie haar hande vuil maak nie. Jy weet, sy is altyd mooi aangetrek en sy het hierdie lewe. Waar vir Lady Di, sy sal dalk voel dat sy vir Teresa kan sê, weet jy, ons kan baie meer vir jou doen, as jy net luister. Maar Teresa het gesê, nee. Daar was een keer 'n omroeper wat vir haar gesê het, hulle kan geld insamel om haar te help. En sy het so stil gekyk en gesê, as julle my wil help, gaan vandag uit en help iemand in die straat. So sy was glad nie visionêr nie. Sy was hande vuil. Dis wat ons moet doen, metodies. Tiger Woods. Nou dikwels as ek met spanne werk, dan as ek Tiger Woods opsit, dan sê mense, connected. Nee, hy was nie. As hy connected was, sou hy glad nie so sleg gedra het nie. Hy sou baie gawer met sy vrou gewees het. Maar hy was baie visionêr en metodies. Maar, moet ek bysê, as jy op daai vlak golf speel, ek weet nie wie van julle golf speel nie, op daai vlak moet jy verseker, jy moet visionêr wees, want jy moet weet in jou kop, waar gaan jy daai balletjie neersit?
hoe moet jy, waar jy sien daai balletjie sink as jy pad. Jy moet ook kan analiseer. So as sê nou maar jy's op die wat is die putting green? Moet jy weet, hoe moet jy slaan, hoe hard moet jy slaan om die balletjie te kry waar jy hom nou net gesien het in jou geestesoog. Maar die metodiese deel is verskriklik belangrik, want jy moet oefen. Julle weet wat het Gary Player gesê, hoe meer hy oefen, hoe gelukkiger raak hy. En dis metodies, dis daai herhaling. So, alles behalwe connected is wat hulle moet wees. En ons hoop hulle is connected, sodat hulle vir hulle self en die mense om miskien van daai klomp prysgeld bietjie weggee. Barack Obama is 'n baie interessante een. En ek gaan sommer dadelik verduidelik hoekom hy so interessant is, want as julle kan, ek weet nie wie van julle gekyk het die tyd toe hy ingehuldig is nie, ek dink dit was nogal 'n baie groot geleentheid, en ek weet, ons het vasgenaal gesit om te sien wat gebeur. Nou, hy dalk baie slim mense om hom, maar hier is die beeld. Sy hele campaign was Yes we can. Hy het nie gesê wat nie, Yes we can. Vir die visionêre ouens is Yes we can heeltemal genoeg, hulle kom agterna, hulle is tevrede. Toe hy oploop met die inhuldiging, het hy sy vrou en sy 2 dogters saam met hom gehad. Dit is mensgerig. So al die mensgerigte mense was so tevrede, want hy's mensgeoriënteerd. Toe hy sy mond oopmaak, toe sê hy, ons het 'n probleem in die Midde-Ooste. Dis analities. So die analitiese mense het dadelik hulle ore gespits. Toe gaan hy verder en sê, teen Junie sal ons die eerste troepe onttrek. So wat hy gedoen het, in daai eerste 30 sekondes, minuut, het hy seker gemaak, dat hy al 4 die kwadrante, die voorkeurkwadrante aanspreek. En dit kan wees dat hy baie goeie mense het wat sy toesprake skryf en wat ook al. Maar die punt is net, hy kon, nadat hy daai opening gehad het, kon hy letterlik enige ding bespreek, hy het die hele gehoor aan sy voete gehad. Ek hoop dit maak sin. Kom ons kyk bietjie hoe werk dit. En ek dink ek het dit nou al baie genoem. Ons gebruik hopelik al 4 kwadrante. So net, al 4 kwadrante elke dag. Maar jy het 'n sterk voorkeur in 1 of 2 van die kwadrante. Daar's ook 2 prosesse in elke kwadrant wat 'n invloed het op presies wat jou voorkeur is. Daar's nou nie regtig tyd om daarmee in te gaan nie. As julle na die tyd met my wil gesprek hê, dan sal ek vir julle wys hoe dit werk. Maar byvoorbeeld, die analitiese een kan of analities wees of realist. So of jy analiseer, of jy so 'n bietjie duiwels advokaat. Metodies het of iemand wat ou goed wil behou, of die organisasie. Die connected, want dit is nogal een wat baie interessant is. Jy het of die sosiale een, of jy het 'n empatiseerder. En baie introverte is groot op empatie. En dan die visionêr is natuurlik of jy sien die visie, of jy is strategies. Jy kan strategies beplan, hoe jy daar wil kom. Net hier kan ek vir julle iets vertel, mens moet baie versigtig wees, want partykeer lyk iemand of hulle in 1 kwadrant val, en eintlik is hulle heeltemal nie so nie. Toe ek die eerste keer met hierdie goed te doen gehad het, net na die draai van die eeu, ons het dit in spanverband gedoen, en daar was 'n dametjie saam met my, wat saam met my gewerk het, en ons almal het gedink, sy is absoluut mensgerig, want haar gedrag was totaal mensgerig. Sy kon die kliënte om haar pinkie draai, want sy het net soveel omgegee. Nadat ons die toets gedoen het, het dit uitgekom dat haar mensgerigtheid heeltemal die laagste was, die heel laagste. Sy was eintlik
heeltemal visionêr. Dit was baie hoog. Sy het 'n autistiese kind gehad. So sy moes leer om mensgerig op te tree. So haar gedrag was aangeleerde mensgerigte gedrag. En dit kom terug na wat PG gesê het van jy kan verander. Dis nooit te laat om te leer nie. Dikwels as ons kyk na miskommunikasie en frustrasie, dan gaan die liggie op of die liggie aan. Want 'n ou, ek weet nie hoekom dit so werk nie, maar 'n ou weet eerder wat jou ongemaksone is as wat jy weet waarvan jy regtig hou in meeste gevalle. En dikwels hierso sien jy hoe mense gaan, aha. So die analitiese persoon wil absoluut feite hê, moenie met feite by hulle kom nie, en jou feite moet korrek wees. Jy moet kan logies wees en jy moet kan lekker redeneer. Te informeel is vir hulle ongemaklik, so as jy by 'n analitiese tot hulle vir jou sê, jy kan hulle maar op hulle naam noem. En syfers, dis altyd die interessante een. Vir 'n baie analitiese persoon moet jy asseblief net nie sê dis min of meer R10 nie. Gee dit nou maar R9.95, dan is hulle baie tevrede. En moet net nie onnodige gevoelens deel nie. Onthou, hierdie is in die algemeen. Natuurlik 'n analitiese persoon wat byvoorbeeld 'n gesin het, binne daai gesinsverband is hulle mensgerig, maar ons praat van in 'n werksomgewing, sê nou maar. So, as iemand instap by hulle en gevoelens deel, hulle mag dalk opkyk en glimlag, maar in hulle kop dink hulle, man, ruk jouself reg, kry jouself net nader aan jouself. Die metodiese persoon wil 'n baie goeie agenda hê. Hulle wil weet wat kom volgende. Anders is hulle ongemaklik. Nou ek doen baie keer 'n werkswinkel sonder 'n agenda, en as ons nou kom by die punt wat ons hierdie goed beskryf, dan kan jy sien hoe ontspan die metodiese ouens, want dan besef hulle dis hoekom hulle ongemaklik was tot op daai punt. As jy ongeorganiseerd is hulle ook, jy verloor hulle dadelik. Jy moet maar baie georganiseerd wees. Wisselbespreking, so as jy bietjie rondval, en ek is geneig om dit te doen, en dan ek moet baie mooi dink as ek met metodiese mense werk, om baie meer gestruktureerd te wees, en onklaar onderwerpe en verandering. So, jy moet 'n onderwerp klaarmaak, en dan na die volgende een toe gaan. En jy moet ook nie te vinnig beweeg nie. Jy moet nie, hulle moet tyd hê om daai onderwerp te verwerk, en dan gaan jy na die volgende een toe. As jy te vinnig rondspring, wel, hulle dink jy's dom, en jy verloor hulle skakel af. Mensgerigte mense daarteenoor wil, as daar te min interaksie is, dan voel hulle, jy gee nie regtig om nie, en hulle voel, jy weet, hulle hoef nie vir jou te luister nie. Jy moet maar 'n baie persoonlike gesprek met hulle hê. As jy begin praat met 'n mensgerigte persoon, moet jy onthou om te vra van die ouers, die grootouers, die diere, die kinders. As ek my ma gebel het, moes ek altyd onthou van die tannie langsaan se toonaal wat ingegroei het. Baie persoonlik, en jy moenie te veel data vir hulle gee nie. So in 'n groot gesprek moet jy hulle nie oorweldig, jy moet vir hulle sê min of meer R10, moet asseblief nie vir hulle sê R9.95 nie. Dit maak hulle dood. Onsensitiwiteit is vir hulle 'n probleem, en kritiek is vir hulle baie, baie moeilik om te verwerk. Oogkontak, super belangrik, geen oogkontak maak hulle moeg. Nou kan julle sien, 'n linkerbrein persoon, oogkontak is nie so belangrik nie. Maar vir hierdie mensgerigte persoon is oogkontak geweldig belangrik. Vir die visionêre persoon, onwrikbaarheid, hulle wil kan beweeg, hulle wil kan so maak. So as jy onwrikbaar is dit vir hulle moeilik, hulle wil flexibility hê, hulle hou nie van herhaling nie.
Hulle hou nie van daai absolute rigiede standvastigheid nie. En as 'n ding te gestruktureerd is dit ook nie vir hulle baie lekker nie en glad nie baie detail nie. So in die regterkant van die brein soek ons nie baie detail nie, aan die linkerkant asseblief genoeg detail sodat ons gemaklik kan wees. Julle kan nou sien dat die teenoorstaande ouens gaan mekaar misverstaan. So die visionêre ou gaan net 'n groot prentjie wil hê, die metodiese een gaan asseblief al die detail en agter mekaar wil hê. En dis maar net hoe hulle na die issue kyk. My jongste dogter het hierdie twee, visionêr en metodies, as haar twee voorkeur kwadrante, en dit maak nogal vir 'n baie interessante besluitnemingsproses. Sy sal 'n paar skoene sien, opgewonde, sy wil hierdie paar skoene hê, en dan is daar hierdie stemmetjie wat sê, en wanneer gaan jy dit dra? En dan sê sy, maar dis vir my baie mooi, en dan sê hierdie stemmetjie, ja, jy gaan jou geld mors, en dan stap sy by die winkel uit sonder om te koop. So baie keer as jy hierdie opponerende kwadrante het as jou voorkeur, dan maak dit vir interessante klein stemmetjies, sonder dat jy noodwendig 'n sielkundige probleem het. Dis die een manier om na goed te kyk. Maar ons kan nie net, en julle gaan nou nog verdere goed sien met die ander sprekers, maar ons kan nie net na een manier kyk nie. Ons moet ook ander goed in ag neem. Byvoorbeeld, hoe effektief sal hierdie advertensie van cola in die Midde-Ooste verkoop? Dink julle? Daar's 'n belangrike feit wat gemis was. Ja, glad nie, want in die Midde-Ooste lees hulle van regs na links. So wanneer ons effektief wil kommunikeer, moet ons definitief kyk na hoe die ontvanger dink, maar ons moet ook weier kyk. Weier kyk na wat is die omstandighede, wat is die kultuur waarin ons beweeg. En hierdie is regtig, dit was 'n voorstel vir 'n advertensie, waar die persoon nie baie mooi gedink het nie. Onthou, voorkeur is nie jou vermoë nie, dis bloot jou voorkeur, dis absoluut net jou voorkeur, en soos ek herhaaldelik gesê het, jy kan baie maklik optree in jou kwadrant wat nie jou voorkeur kwadrant is nie. Jy kan gedrag aanleer waar dit nodig is. Dan laastens wil ek net iets noem, en dit is glimlag, want glimlag en vriendelikheid is in almal se taal absoluut dieselfde. Ek daag baie keer mense uit om in 'n winkelsentrum te loop en te glimlag en te kyk hoe die mense reageer. Baie interessant, party kyk jou so, ken ek jou? Dis gewoonlik die linkerbrein mense. Die regterbrein mense groet jou vriendelik terug, asof hulle jou ken. En toe kom 'n dametjie eendag terug en sy's baie vies vir my. Sy sê, omdat ek dit gedoen het en hulle uitgedaag het, het sy geglimlag en 'n man het gedink dat sy eintlik sy aandag nodig het. So versigtig, maar daar's niks fout om te glimlag soveel as wat jy kan nie, want jy maak ook vir jou brein, dat jou brein glo dat jy baie gelukkig is. Dan al wat oorbly van my kant af, is baie dankie vir almal wat saamgeluister het vanoggend. Dis heerlik om dit in Afrikaans aan te bied. Ons besigheidstaal is so Engels dat dit is regtig baie lekker. So 'n spesiale dankie vir die NG Kerk dat julle ons toegelaat het om ons passie met julle te deel. Dankie PG dat jy dit gereël het met Celicia en Carly, en ek gee daarmee terug aan die ateljee. PG, oor na jou. Dankie Alita, dit was baie insiggewend en dankie dat jy met ons gedeel het. Ek dink ons het regtig iets geleer. En dan, ek weet ons moet nou nie ou koeie uit die sloot grawe nie. Daar's net een vraag op almal se lippe. Is who let the dogs out? Maar ons gaan dit maar seker sê as jou man vanoggend. Ons sal jou van die hoek afhaal. Okay, dankie. So die interessante gedeelte hiervan is
dit maak nie saak waar jy in die lewe is nie, jy kan altyd beter doen. So Alita, jy het vir ons gewys, daar's verskillende kwadrante en daar's maniere hoe ons kommunikeer met deur watse bril ons kyk. Partykeer is dit 'n blou bril of 'n groen bril of 'n rooi bril of 'n geel bril. En daar's nie regtig 'n reg of verkeerd nie, maar daar's 'n reg vir jou en 'n verkeerd vir jou, want dis hoe jy die dinge sien. Nou, ek dink partykeer voel dit of ons geval het en of partykeer voel dit of ons nie kan verander nie. Ek dink ook ons is so half gekondisioneerd om te sê ons is so gemaak en so laat staan, en dit bring my by Dani Botha het gesê ja, en as jy val, dan moet jy gou weer opstaan, uithou, aanhou, altyd voortgaan. Okay, great. En nou hier is een persoon wat geval het en opgestaan het en altyd voortgaan. Niemand anderster as Sonet Meyer van die Sukseskartel nie. Ja, jy het reg gehoor, die Sukseskartel. Ek dink sy is 'n gangster vir nuwe veranderinge met die liefdestale en hoe sy ons help om verhoudinge beter te kry. Sonet, baie dankie vir die geleentheid en dankie dat jy ook hier is en jou storie gaan deel. Ons kan nie wag nie. Dankie en praat nou weer. Dankie PG. Dankie dat julle almal vanoggend saam kom luister het en dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Die lewe loop maar partykeer onverwagse grondpaaie met 'n mens en partykeer dink ek word mens maar half met jou gesig na onder toe saam gesleep. En die enigste ding waarvan jy kan seker wees is verandering. Maar soos PG nou gesê het, as jy geval het, dan moet jy weer opstaan. En ek het besef dat niks van hierdie slegte situasie sal ooit tot vermorsing gaan nie. Daar kom altyd iets goed daaruit en ons kan altyd iets leer daaruit. My naam is Sonet. Ek is 'n lewensafrigter en 'n beraader en ek spesialiseer in die liefdestale, in verhoudings en kommunikasie. In 2015 het ek my kwalifikasie as 'n fotograaf gekry. En voor dit was ek vir baie lank in 'n mediese beroep vir meer as 20 jaar. Ek is 'n radiografis en ek het gespesialiseer in rekenaartomografie en MRI. Maar daar was 'n ander groter plan in my lewe. En deur my eie trauma het ek besluit dat ek graag 'n verskil in ander mense se lewens wil maak. Ek was in 'n huwelik van 22 jaar waar ons mekaar die hele tyd misverstaan het. Ek wou graag hê hy moet kwaliteit tyd saam met my spandeer en hy wou eerder ver van die huis af werk sodat hy genoeg geld bymekaar kon maak om vir my te sorg na die beste van sy vermoë. Hierdie was maar die punt van die ysberg en dis een van honderde misverstande wat tussen ons gebeur het. Ons het verder en verder uit mekaar gedryf en die uiteinde van hierdie drama was ongelukkig toe egskeiding. Dit het gevoel of my hele wêreld in duie stort. Ek het gedink ek is klaar met die lewe en die lewe is klaar met my. Ek het also my vermoë probeer om die situasie om te keer en te red wat ek kon, maar dit was ongelukkig te laat en ek het ook nie die nodige gereedskap gehad en die kennis gehad nie. Ek dink ek het uiteindelik tot die besef gekom dat ons nooit dieselfde taal gepraat het nie. Ons was albei Afrikaans, maar ons het nooit dieselfde liefdestaal gepraat nie. So die manier wat ek liefde gegee het, was nie die manier wat hy dit ervaar het nie, en andersom ook. En binne in die hartjie van my swaar kry en my
journey om myself weer te vind en my trauma en my rou, het ek meer begin leer oor die liefdestale en hoe dit nou eintlik werk. As ek maar vroeër geweet het en vroeër die kennis gehad het en iemand gehad het om my leiding te gee, kon ek dalk my situasie omgekeer het. Wat ek ook besef het is dat die liefdestale nie net belangrik is in romantiese verhoudings nie, maar ook 'n verhouding met jou kind of jou ouer, 'n werkskollega en dan natuurlik ook baie belangrik met jouself. Ek wil graag vir julle verduidelik net hoe die liefdestale werk. Daar is 5 liefdestale. Woorde van bevestiging, of soos die Engelsman sê, words of affirmation, kwaliteit tyd, of quality time, fisiese aanraking, physical touch, geskenke of gifts, en dan dade van diensbaarheid, of acts of service. As ek vir julle 'n voorbeeld kan gee net, ons almal het 'n primêre liefdestaal, en dit is daai dinge wat ons spesiaal laat voel. En as iemand in hierdie manier teenoor jou optree, dan voel jy geliefd en jy voel raak gesien. As jou liefdestaal byvoorbeeld acts of service is, gaan jy op jou gelukkigste wees as iemand vir jou die skorrelgoed was, of die asblik uitvat, of jou kar was, of ietsie rondom jou, in en om jou huis doen. Hulle kan vir jou blomme en geskenke aandra, en jy gaan dit dalk waardeer, maar dit gaan nie noodwendig jou liefdestank vorm op nie. Hulle wil byvoorbeeld miskien wat ek eintlik wil sê, is dat as jou liefdestaal acts of service is, beteken dit nie noodwendig dat die persoon aan wie jy dit bewys dieselfde liefdestaal het nie. Hulle wil byvoorbeeld dalk eerder mooi woorde hoor, soos ek is trots op jou, of ek waardeer jou, of ek is lief vir jou. So daarom is dit baie belangrik dat jy gaan moeite doen om die ander persoon se liefdestaal te gaan leer ken en te verstaan. Ek, in my opinie, dink ek die liefdestale is een van die belangrikste boustene van kommunikasie. En ek sal graag saam met julle op reis wil gaan om julle meer te leer, en saam kan ons hierdie ding uitfigure. As julle tot die einde bly, gaan my link in die comments geshare word, en julle is welkom om 'n gratis sessie by my te doen. Baie dankie dat julle saam gaan luister het, en PG terug na jou. As hy Sonet, baie dankie. Dit was wonderlik om te hoor dat daar nog ander maniere is van kommunikasie. En ons kyk die normale goed eintlik mis, want ons weet nie. Ons weet nie dat ons dink altyd ons verstaan die ander ene, want ons is al 'n ruk saam met hulle en ons dink ons het al daai tyd spandeer en ons kan amper half ek weet nie wat se Afrikaanse woord nie, predict wat hulle volgende gaan doen. Maar partykeer sit ons die pot totaal en al mis. Die oomblik wat ons verstaan, daar is 'n manier hoe hulle dit wil hê en daar's 'n manier hoe hulle dit gee, en dat jy 'n manier het hoe jy dit gee en 'n manier wat jy dit wil ontvang, dan verstaan ons baie makliker om mekaar se liefdestanks vol te maak. En dit gaan baie verder as net die liefdestank in ons persoonlike verhouding. Dit gaan ook in die verhoudinge by die werk, maar ook die verhouding wat jy met jouself het. So net dankie, en dankie dat jy wel opgestaan het. Okay. So, daar het julle dit, en dankie dat jy met ons gedeel het, en dankie dat jy iets daarvan gemaak het. Baie mense sit en wag vir iets om te gebeur, en dan gebeur daar iets, en dan word dit hulle storie vir die res van hulle lewe. Jy het jou storie, 'n boek gemaak, en 'n verhaal gemaak, om ander mense te help. So baie dankie daarvoor. Nou, bring ons by die volgende spreker. Ek dink glad nie hy het 'n introduction nodig nie. Hy is ons eie Viking van Suid-Afrika.
Kobus, the Viking visser, dis ongelooflik om jou hier te hê vanoggend. Ons kom 'n lang pad saam en ek en Kobus het al die geleentheid gehad om 'n verhoog te deel met 6000 regte egte mense. Dit was ongelooflik. Jesus Kobus, ek het al gestaan. Dit was die eerste keer wat ons so groot verhoog gedoen het en en ons het die verhoog gedeel met groot name. Ons het gedeel met Brian Wells en met Robin Banks en met wie was die ander gewees? Just like Darrington, Paul Mahoney. Hier is ja, daar's 'n paar baie groot name. Ja, wat ook al. Okay, so dit was 'n ongelooflike ervaring en van daar af het ons regtig goeie vriende geraak en hy het hulle 'n paar keer kom kuier in Hartenbos. Hulle het ook 'n plek hier en dan kom ons by mekaar en dan gesels ons lekker. Nou maar Kobus, leer vir ons alles van kommunikasie in die werksplek en dan sluit ons af hierna. Ek het 'n groot verrassing vir elkeen wat gaan bly tot op die einde en dan Kobus, deel met ons gerus. Dankie. Fantasties, dankie PJ, dankie NG Kerk, Vrystaat, en as ons so net, ek love languages, dink dit is die fondasie van, nie net in verhoudings nie, maar veral in besigheid. Nou, dankie vir al die mense wat hier is, ek wil net gou my screen geshare kry, en dan gaan ons afskop, en vandag 'n bietjie gou leer. Dankie dat julle tyd gemaak het, en vanoggend hier te wees, en aan almal reg oor Vrystaat en van ander plekke in die land. Nou, vandag gaan ek praat, ek is Kobus Visser met 'n C, baie mense noem my die Viking van Suid-Afrika, gaan alles oor die Viking Code, om besighede te help floreer in hierdie onsekere tye wat ons in leef. Maar kom ons kop af, en net of julle tot die einde bly, gaan julle 'n geleentheid kry om 'n link te kry, om 3 boeke wat ek geskryf het saam met 'n vriend, René Ron, wat gaan oor The Extraordinary, The Power That Is You. Hoe powerful is jy gecreate om die onmoontlike te kan vermag. So as jy by tot die einde gaan na 'n link wees, so asseblief kyk op die uitkyk daarvoor en download die boeks, en dan enigste vraag wat ek vir julle vra is, laat weet my hoe die impak van hierdie boek op jou lewe het. So voor ons afskop, ek sien ons lekker groep mense hier vandag. Laat weet my gou-gou, jou top 3 diere in die chatbox. Vir waar ook al jy is, ek wil gou-gou 'n game speel. Wat is jou top 3 diere? Laat weet my, voor ons verder gaan, ek wil graag weet, wie is julle top 3 diere? Okay, fantasties. Olifant, sien ek, gazelle, leeu, panda, hond, well done. Swalkie, interessant, hond en arend. En kom ons kyk, ons gee nog so een kans om gou in die chatbox te gooi. Dan gaan ek jou vra, terwyl jy aan hierdie diere dink aan een karaktereienskap, daar kan meer wees, en jy kan altyd meer gaan doen later. Maar dink gou net vir interessantheid een karaktereienskap van elke dier waarvan jy hou, en dan skryf my net langs dit neer. Ek sien Frans sê gemspok, dolfyn en hond. Nou, as jy dit neergeskryf het, wil ek jy moet nou verstaan, dis belangrik om mense te verstaan. So hierdie is 'n lekker vinnige bietjie persoonlikheidstoets, en soos wat julle gesien het, Alita doen dit, ons moet mekaar verstaan, maar ons moet eers onsself verstaan en dan ander mense. So die groot ding is, jou eerste dier wat jy neergeskryf het, reg? Is die dier, as jy nou gou kyk, dis hoe jy jouself optree, jy wil hê die wêreld moet jou sien soos daai dier, met daai karaktereienskappe. So jy skei daai persepsie in die wêreld, kyk hiersoos ek, dis wie ek is, reg? Die tweede dier is hoe die wêreld daar buite jou ervaar. Dis hulle persepsie van jou. So nie dit wat jy gecreate het nie, maar soos wat hulle jou ervaar. Hulle ervaar jou as daai dier. Dan die derde dier is eintlik wie jy regtig is, binnekant, hoe jy geskape is, jou essence, soos ons sal sê. Wat weet my gou in die chatbox wat julle daarvan dink, is 'n fantastiese ding, is 80% akkuraat, en dit laat 'n mens net 'n bietjie meer besef oor hoe sit jy jouself. Jy weet, dis amper wat is die masker wat jy daar buite sit en sê, kyk na my, en dan hoe ervaar mense jou deur jou optrede, en eintlik wie jy regtig is. En Celicia sê, dis is super cool, stem saam met jou, Celicia. So, ek is Kobus, my rede hoekom ek opstaan elke oggend is hierdie twee laties, Tian en Wian Visser,
Die oudste enetjie word gebore in 2009. Ek kom by die hospitaal en ek kan nie my seun optel nie. Kan my seun vashou nie. En van julle vra maar hoe so? Ek is gebore as 'n hemofilia bloeier. En as gevolg van al die bloedings oor die jare, my bloed stol nie. En as gevolg van ek bloei maklik, ek kneus maklik en van al die bloedings in my gewrigte het ek nie my elmboog nie. My elmboog kan nie reguit nie, my elmboog kan nie my skouers raak nie. Ek is in pyn 24/7. Ek het nie eers muscles nie. En die dokter sê Kobus, jy moet al 2 jou elmboog vervang en jou enkels vervang. Kan nie my seun optel nie. Die grootste impak wat dit op my gehad het, ons tweede seentjie verwag, ou klein Biantjie, is dit my seun teken 'n prentjie. Hier is byvoorbeeld net 'n voorbeeld van my elmboog wat vervang moet word, daar is nie meer elmboog nie. En my seentjie teken hierdie prentjie. En hy het 2 babietjies regs onder en hy het 'n kruisie oor die een babietjie en hy sê pappa, ek soek nie 'n klein sussie nie. Ek soek 'n boetie wat met my kan speel want pappa kan nie. Kom by sy ma, kom by hom en by my kom met ek 'n kruis oor my. En op 4-jarige ouderdom sê hy pappa is dood vir my. Ons almal het baie keer daai oomblik in ons lewe wat 'n impak maak op wie ons is in die pad wat ons stap. Op daai oomblik is dit wat my op die reis gesit het waar ek is vandag. Dit het my laat dink oor die lewe, dit het my laat besef, kan ek nog 'n verskil maak. Onthou een aand sit ek met die geweer in my hand en ek dink daaraan om 'n einde te maak. En jy weet, ons gaan nou in mental health maand nou volgende hierdie maand wat nou kom. En ek besef daar is soveel meer as net dit. En ek onthou as gevolg van 'n close vriend kontak hy my en hy sê Kobus, kom 'n naweek saam met my weg. Jy weet, op die einde van die dag het dit my lewe gered. En ek leer toe iets op daai naweek wat ek graag met julle wil deel. Baie keer het ons nie woorde nodig om te kommunikeer nie en baie keer gaan dit net oor konnektasie. En een ding wat ek leer op daai naweek is om 'n drukkie te gee. Baie keer is woorde net een deel van kommunikasie. Maar ons kan baie keer op 'n dieper manier met iemand connect. En die drukkie is in 3 stappe. Stap 1 is vir eerste maak oogkontak wanneer jy iemand gaan drukkie gee. En ek hou daarvan om ook baie keer te add in Zulu sê ons sawubona, ek sien jou. En om net vir daai persoon te sê vir waar jy ook al nou is, ek sien jou. En ek is in die oomblik, ek is present. En jou oë is ook die vensters van jou siel. Tweede is om hart tot hart te druk. Daar's baie science agter dit wat gaan oor HeartMath en die krag van jou hart. Ewen jou hart kan nie eers kanker kry nie. So dis 'n sterk orgaan. So jou hart druk jy hard, jou kop gaan na die regterkant soos jy my seun sien. En dan op die 3de stap is wanneer jy drukkie gee, haal jy in saam asem. Daar waar ek sit, haal net saam in asem. En dit het 'n impak op my en my seun. Dat 'n paar jaar later teken hy weer 'n prentjie. En hy sê pappa, net vir pappa sê pappa lewe. Maar daai dag toe ek dit deel, eintlik juist daai dag, huil hy en hy sê vir my pappa asseblief vergewe my, ek het nie geweet wat ek doen nie. En ek sê vir my seun, as dit nie vir dit was nie, was ek nie hier vandag nie. En so het ons altyd 'n reis wat ons op gaan. En een van die groot dinge is kommunikasie is op so baie verskillende maniere om te kommunikeer. Ons liggame kommunikeer met ons. En 2014 word ek een oggend wakker, einde van 2014. En ek kan nie loop nie. Nou as 'n hemofilia bloeier, spuit ek myself in plasma. En die plasma help om die bloed te stol. Maar as gevolg van al die bloedings oor die jare is my gewrigte nie meer gewrigte nie. En gewoonlik vat dit 'n dag, 2 dae om weer beter te wees. Hierdie keer vat dit toe 'n week en die week word toe 'n maand en die maand word toe 'n paar maande. Die dokter sê Kobus, om daai pyn oor te kom, moet ons al 2 enkels vervang of fuse en ons moet al 2 elmboë vervang. Dit was my realiteit. Dis wat my liggaam vir my kommunikeer. Enigste manier wat ek kon uitkom na buite om mense te motiveer was either om te kruip en dan kry ek blaas op my knieë of ek moes in 'n rolstoel mense bekruip en daar regs was hy by Kansas waar kankerleiers wat dit oorwin het gemotiveer het en sê jy moet nooit opgee nie, dit gaan alles vorentoe. Wat is dit? Wat is die legacy wat jy wil agterlaat?
En is jy bereid om deur jou groeipyne te gaan? Enigiets vir die moeite werd om te kry, gaan nie maklik kom nie. En as jy ook vir God vra, gee vir my wysheid, gaan hy nie vir jou wysheid gee nie, hy gaan vir jou geleenthede gee om wysheid te leer. En ek het op hierdie reis gegaan om te leer oor die krag van die mind, krag van woorde, want ons woorde word ons aksies. Ons het die krag om ons toekoms te bestuur en te beheer. Dieselfde so in ons besighede. Weet, as julle vir my kan laat weet in die groep, hoe baie van julle glo dat besigheid is die beste tyd om te doen in Suid-Afrika, almal floreer. En as jy vir my nie saam met my stem nie, dan is dit nie omdat jy nie glo nie, dis net omdat die koerante so sê, en dit is omdat die omgewing sê dit. En dit is die realiteit. Tog kan ons vir 'n berg sê, staan op en gaan gooi jouself in die see. Ons moet glo in die tye, jy weet, dit is soos 'n boer wat saad plant. Hy moet glo dat die oes gaan kom. Hy moet glo dat God die reën gaan stuur. En dit is waar ons baie keer geloof in bring. Geloof is so sterk fondasie. En ek is in 'n rolstoel en ek besef toe ek moet iets doen daaromtrent. En ek sit toe vir myself 'n doelwit so groot, ek gaan die berg klim, die Kilimanjaro. Wat dink julle? Ek kan skaars loop en nou deel ek met al die mense rondom my. Ek gaan Kilimanjaro klim. Wat dink jy het die mense rondom my gesê? Dat weet my gaan nie chat. Wat dink jy die mense gesê toe hulle hoor? Veral my familie. Veral my dokters. Weet julle, my dokter wou nie eers die brief afteken om te sê ek kan die berg gaan klim nie. En ja, jy is normaal. Kobus, waarom? Kyk na jou realiteit, Kobus. Tog het ek besef ons het net een lewe. En ek wil nie eendag oud wees en terugkyk en sê ek wens ek het daai besigheid begin. Ek wens ek het dit gedoen nie. En sê, weet jy wat, ek het gedoen whatever it takes om 'n lewe te lewe wat die moeite werd is. En ek sit op hierdie reis en gaan klim 'n berg met die naam Kilimanjaro. En ek doen dit whatever it takes mentaliteit. En hierso is my knee guards, my knie te beskerm. Ek het selfs my elleboog gehad, my enkels. Hier is maar net 'n foto om te wys. Jy weet, baie keer as ons op 'n reis is in besigheid en oral, baie keer het ons dalk nie al die tools en skill nie. Tog is daar baie hulpmiddels daar buite om ons te help om deur te kom en om te groei. Is ek nie hierdie hulpmiddels gehad nie, soos die en my krikke en so voort, kon ek nie die berg klim nie. En so is dit okay om hulpmiddels te gebruik om jou besigheid te laat groei, om jou span beter te laat vertoon. En so, dit is so baie belangrik, maar tog in enige besigheid het ons mense rondom ons wat ons moet vertrou. En een van die uitdagings was die kultuurverskil in die taal, want hierdie ouens wat ons gehelp het nie Engels so baie maklik gepraat nie. Selfs met my, jy weet, ek praat English very deliciously. En om te kommunikeer was 'n uitdaging. So ons moes 'n manier vind om te kommunikeer dat ek alright is en hulle vir my kommunikeer wat ek moet doen. En ek moes my vertroue in hulle sit dat hulle na my sal kyk. Vir ouens wat ek net op hierdie reis ontmoet het, waar een ou agter my moes opstoot en die ander een van voor af, en ek het nie krag in my elleboog myself op te trek nie. My enkels en knie is 'n uitdaging. En soos wat jy sien, nou stoot my op, maar daar agter is 'n groot afgrond, die hele pad op boontoe. Hierdie was hulle met naam Barankewol. En gaan oor vertroue, en ek moes hulle vertrou. Selfs op die aand van die summit, waar ons 9 uur begin klim, en kom ons net voor die top, kom ons plek ons sit om die sonopkoms te kyk. En julle kyk na die hoogste sonopkoms in Afrika. Wat 'n kyk. Jy weet, die wolke is daaronder. Dis eers wat jy die son sien wat bo die wolke kom. Dit voel so asof jy in die hemel is. En op daai oomblik sit ek en ek gee op. Gee op terwyl ek daar sit. Ek is in pyn en ek kan nie meer nie. Ek het altitude sickness, ek hoes, ek het water op die longe, ek kan nie asemhaal nie. En ek onthou op hierdie reis, een ou sê vir my, Kobus, of ek sê vir hom, hoe ver nog? Jy weet, dit is -17, is 2 uur die oggend, en hy sê vir my, Kobus, moenie worry nie. Kan jy net jou volgende tree sien? Hulle noem dit polly, slow, en ek kyk af met my liggie, en ek sê, ja, ek kan. Hy sê, dis al wat jy baie keer moet op fokus, is gee net jou volgende tree wat jy kan sien. En dit is so in ons besigheid en lewe, dit kan loadshedding reg rondom ons weet, en dit kan donker wees met al die koerante. Met geloof kan ons volgende tree sien wat ons moet doen, en ek dink dis belangrik. En my vriend Will daar langs my sit, en hy sê vir my, gee my 'n drukkie, en ons al awesome, en hy sê vir my, Kobus, onthou net jou rede, hoekom het jy gekom? En dis my vraag aan almal, as jy dink in jou besigheid, en dit wat jy doen in jou lewe, en spanne, en wat ook al werk jy betrokke is,
Hoekom het jy dit begin doen? Wat is jou einddoel in die lewe? Wat is die legacy wat jy wil agterlaat, jou nalatenskap? En deur dit te kan onthou, druk ek toe boontoe met my krikke en ek kom tot by Stella Point op 'n oomblik. Dit was omtrent so 12 uur in die dag en ek kon toe nou nie die hoogste punt uitkom nie, maar agter my is die krater, so ek het daarom tot bo gekom. Baie keer wanneer jy dink jy kan nie, is eintlik wanneer jy nog kan. En so dis belangrik om te fokus en deur te druk, al is dit hoe moeilik. En so is dit belangrik om te verstaan hoe ons as mens werk in kommunikasie. Ons het so baie inligting wat van buite afkom. Deur ons 5 senses, jy weet wat jy ruik, wat jy hoor, wat jy sien, wat jy voel, wat jy weet, dit kom so baie in. Hulle sê 2 million bits per second of inligting wat inkom. En daai inligting, jy weet, word dan deur gefilter deur jou filters wat generalizes, wat distorting is en wat deleting is. Dit word dan verder opgebreek deur jou filters van jou memories, jou ervarings, jou values, jou upbringing, etc. En dan interpreteer jy dit binnekant en dit bepaal dan jou mindset en dit bepaal jou hoe jou liggaam is, as jy positief, sit jy regop, jou attitude basis en dit gaan oor na jou behavior. Wat doen jy? Hoe tree jy op? En dit is so belangrik want ons generalize en ons distort inligting so baie daar buite. Dis soos wanneer jy 'n kar koop of 'n kar hou, 'n BMW 3 series. Jy sien hom nie baie nie, maar die keer wat jy hom sien, wow, dis 'n mooi kar. En omdat jy so baie aandag daaraan gee, sê jy vir jou brein is vir jou belangrik. En ek dink bietjie aan jou lewe tans. Voor jy sien oral waar jy ry, sien jy daai BMW. So ek, almal besluit hulle koop 'n BMW. Nee, jou brein het net nou al die ander karmakers begin delete en vir jou gesê, dis belangrik vir jou, kom ek gee vir jou wat's belangrik. So as jy gaan fokus op uitgawes en negatiewe dinge, jou brein gaan vir jou sê dis belangrik en hy gaan vir jou meer uitgawes gee, meer uitdagings. So waar fokus jy? En as jy kan sien, net vir interessantheid, jy weet daai een prentjie daar linksbo met die 3 cirkels, die middelste een is nie eers, hy loop plat in binne toe, maar jou brein vul in die spasie, so hy sit alles mekaar, generalize, hy maak asof dit 3 cirkels is wat aan mekaar geconnect is. Selfs jou brein sit alles mekaar, jy weet die volgende sentence sê, you can understand this even though it's not spelled correctly. Jou brein sit dit aan mekaar, soos wat dit belangrik is. En as jy hulle sou lees, Celicia, kan ek jou gevra om te unmute? Yes, Kobus. Jy is gehou met daai middelste sinnetjie? Hierdie een van Queensland. Ja. Queensland in the summer. En na regsbo? A bird in the hand. En na onder once? Once in a lifetime. Was jy op skool gewees? Ja. So hoekom lees jy verkeerd? Dis nie wat daar staan nie. O. Lees 'n bietjie weer. Queensland in the summer. Okay, jy het hom weer verkeerd. So lees jy ondersteun. Once in a lifetime. So nou gaan ek jou vra, lees nog alles weer, begin bo regs, dan gaan jy in Queensland en once in a lifetime. Lees baie stadig en spreek uit elke woordjie wat jy sien. A bird in the hand. O. Die volgende? Queensland in the summer. Once in a lifetime. Kobus. Wys jy net uit jou brein daai ekstra woordjie gedelete. Jy het dit glad nie gesien nie. Ek reg, hoe baie van julle daar buite, laat weet van die chatbox, het dieselfde ervaar. So Celicia, is nie dat jy nie op skool was nie. Dis maar net jou brein, daai ekstra woordjie maak nie sin nie. So hy het hom heeltemal uit jou mind uitgedelete. Kan jy dit sien? Ja, dis baie interessant. Ja, so dankie daarvoor Celicia, ek waardeer. So net of julle te verstaan, daar's so baie inligting wat daar buite in die wêreld is. En generalize, jou brein maak 'n assumption van iemand of van dit wat hy sien. En hy delete dit wat nie vir jou belangrik is nie. En jy sien net dit wat vir jou belangrik is. So, en hoe jy geleer is, jou inligting, jou values, etc. En soos julle gesien het, Celicia, hy het nie die ekstra dig gesien of die ekstra in nie. En ek dink baie van julle daar buite het ervaar. En dis hoekom kommunikasie 99% van alle uitdagings met maatskappye wat ek werk is kommunikasie. Assumptions, hulle maak assumptions, generalize, hulle distort wat nie vir hulle belang, delete, en dis
waar miskommunikasie vandaan kom. Nou as ek aangaan, jy moet besef daar sekere goed in jou beheer. Wat weet my in die chatbox, wat is in jou beheer? Wat is die 3-4 goed wat jy glo is in jou beheer? As jy my gaan in die chatbox laat weet, en dan gaan ek afskop. So ek gee julle gou 'n geleentheid om so vir my 1 of 2 woorde in te gooi vir die wat op is. Jou gedrag, jou woorde, fantasties. So kom ons skop af. Die eerste een is jou woorde. Lewe en dood is in die mag van die tong. Wat is die woorde wat jy spreek? Wat spreek jy nie net oor ander mense nie, maar jou brein vat dit, hy hoor dit. En hy dink jy praat van jouself. Onthou net, as jy negatief praat oor ander, jou brein neem dit in asof jy ook oor jouself praat. Hy maak dit een met hom. Dan jou aksies is baie belangrik. Jou aksies, hoe jy optree, is in jou beheer. Hoe gaan jy optree wanneer inligting inkom? Gaan jy dadelik reageer? Gaan jy laat jou emosies jou reageer? Of gaan jy beheer vat van jou emosies deur jou aksies? En dan die dash is hoe jy reageer. Dis die reaksies wat jy toon, hoe jy terug die inligting wat jy terugstuur, en dan die filter, so jou brille is hoe jy die wêreld sien. En dit is baie belangrik om te besef jy is in beheer as leier. Nou kom ek deel vir jou van die 7 goed wat kommunikasieprobleme wat ek al teëgekom het in maatskappye. Die eerste een is 'n gebrek aan duidelikheid. Ons gee gewoonlik inligting daar buite en ons besef nie, ons is nie klaar met ons inligting nie. Daar's nie 'n duidelikheid nie. Ons neem aan mense dink soos ons. Ons neem aan mense gaan optree soos ons. En ons maak nooit die loop toe om seker te maak, maar verstaan hulle wat ons sê en het dit reg oorgekom. Omdat veral in Suid-Afrika so baie kultuurverskille is, taalverskille, hoe ons groot geword het, waar ons groot geword het, en ons familie ensovoorts. So ons moet verstaan wanneer ons kommunikeer is dat ons die loop moet toemaak en seker te maak wanneer ons kommunikeer het die persone dit verstaan soos ons. En jy weet, jy moet hom toemaak. Jy moet dit duideliking maak, hulle moet dit terugverduidelik. Die tweede een is leiers is ons luister nie. Ons luister wat ons wil hoor om te respond soos hulle sê in plaas van om te hoor wat regtig gesê word. En om te hoor wat is die woorde wat mense gebruik, want as ons net dieselfde woorde teruggebruik, sal hulle ons ook beter verstaan, want baie mense dink in prentjies, baie mense gaan oor wat hulle hoor, en baie mense wil dit wit en swart sien, hulle wil dit weet wat is die feite. So is belangrik om te hoor en te sien hoe mense kommunikeer en te verstaan, wanneer jy luister, kan jy beter reagering doen. Die derde ene is 'n gebrek aan terugvoer, en so kom ek gee vir julle 'n toebroodjie manier om dit te doen. Sonder om die persoon aan te vat, maar om die aksie aan te spreek. Ons is geneig om die persoon aan te val, in plaas om te sê die aksie wat verkeerd is. Nou die toebroodjie is 'n bun, 'n vleisie en 'n bun. Die eerste bun is waar jy vir die persoon sê, kom ons sê die persoon kom 8 uur vanoggend in plaas van 7 uur, en dan om te sê, hoorie, ek net vir jou sê, jy weet, ek is trots op jou, jou werk is daarom goed, en ek wil net vir jou sê, vanoggend, jy weet, ek kom agter, nie net vanoggend nie, die laaste rukkie, in plaas van 7 uur kom jy agterin. Jy weet, volgens ons reël in ons maatskappy is dit nie, ek nou die woord vergeet, ja, my Afrikaanse airtime hardloop uit. Jy weet, is dit nie belangrik nie, is dit nie aanvaarbaar nie, dankie Celicia, is nie aanvaarbaar vir ons reëls nie. So ek sal graag 'n verduideliking wil hê daarvoor. En dan jou derde een is om weer om te sê, weet jy wat, asseblief, kom op datum, kom ons help jou om 'n beter resultaat te gee, sodat ons jou kan support waar ons kan. So jy sort of, is amper so sugarcoating, maar dit is nie, jy spreek net die aksie aan, en jy maak dit net soveel makliker, dat die persoon baie meer ontvangbaar is vir daai boodskap. Die derde een is gebrek aan openheid en vertroue. Ons noem dit trust in Engels. Wanneer vertroue verbreek word, is daar nie meer integrity nie, daar is nie meer ondersteuning vir mekaar nie. En volgens Patrick Lencioni is daar die fondasie van enige spanne gaan oor 'n lack of trust, is die een wat die fondasie van enige spanne verbreek. Die belangrike is om vulnerability trust in te bring in maatskappye en in spanne, om mekaar beter te vertrou, mekaar te leer ken, om vulnerable te wees met mekaar, om te sê, maar ek vertrou jou, ons gee vertroue vir mekaar, sodat ons 'n sterk span kan bou. Die 5de een is onbekwame digital kommunikasie. Nou dit gaan nie noodwendig wat jy op sosiale media post nie. Dis hoe ons met mekaar kommunikeer. Het jy reëls wat mense verstaan om te kommunikeer? Hoe baie van julle het dit al gebeur wanneer jy kommunikasie doen,
WhatsApp byvoorbeeld, waar die persoon een ding bedoel het en jy het soveel daarin gelees dat jy gedink het die persoon beklei met jou of hulle fight met jou of jy het so verkeerd opgeneem. Is omdat ons lees boodskappe met ons gevoel en emosies en ons verstaan van wat sekere woorde beteken of sekere uitroepteken of 'n vraagteken ensovoorts beteken en emojis veral. Jy weet dit maak kommunikasie so moeilik en dieselfde in e-mails ook. En ander digitale kommunikasie. So is belangrik om daar reëls uit te set, wat word daar gekommunikeer, wanneer moet dit 'n oproep wees, wanneer moet dit en wanneer jy kommunikeer, wat is die struktuur wat gevolg moet word, sodat emosies uitgehaal kan word en gefokus kan word op die stappe wat gedoen moet word. En soos wat ek net verduidelik het met my klim van Kilimanjaro, is die verskil van kulture en taalhindernisse. Nou kulture is nie noodwendig wit, swart ensovoorts nie. Dit gaan ook hoe jy groot geword het, jou geskiedenis, die omgewing wat jy groot geword het. Die tradisies waarmee jy groot geword het. So dis baie belangrik om dit te verstaan. So jy moet eers jouself verstaan. Nou as leier is daar een ding wat jy moet verstaan. As 'n leier het jy die reg opgegee om negatief te wees. En as 'n leier het jy die reg gevat in jou hande om konstant te bly leer en mense te verstaan sodat jy 'n beter leier kan wees op die einde van die dag. So om dit te verstaan. Dan 7 is inligtingsoorlading. Hoe baie van dit julle al gebeur, veral in vandag se tyd, dat ons so baie inligting inkry, dat ons later aan verlam word van al die inligting. Jy weet, dit is sosiale media, dis e-mails, dis WhatsApps. Ek byvoorbeeld voel nou vir die laaste ruk, ek was so 'n bietjie offline gewees, en vanaf my foon oopgemaak het in my e-mails, het ek 1000 e-mails wat ek moet deurgaan. Ek het 150 WhatsApps wat ek moet op respond, en ewe skielik voel dit vir my oorlaai, waar begin ek? Nou, dis die belangrikste, is om seker te maak, veral wanneer ons training gee ensovoorts, is om hoe meer ek nou met spanne werk besef, dit wat ek voorheen gedoen het in 'n dag, moet ek soveel minder maak, want mense verloor aandag, want hulle konsentrasie het begin verkort in vergelyking met wat dit in die verlede was. Mense kan nie meer lank konsentreer nie en hulle begin uitsny wanneer dit te lank en te veel raak. Nou as ek so vinnig moet vra, noem soveel tacky brands op soos wat jy kan. Ek gaan nou sê Puma, so jy mag nie Puma gebruik. So vinnig is dit tot jy agterkom jy vashak. So jy begin, jy noem die een naam en dan die volgende naam. En sodra jy begin na 'n naam soek, dan moet jy stop. So hoeveel kan jy opnoem? So as jy gou vinnig gou, hoeveel name kan jy opnoem? Begin gou. Ek sien Cecilia het net 2. Kom, Cecilia, jy kon daar 'n bietjie weer gekry. So kyk gou hoeveel name kan jy opnoem waar jy ook al is en jy sal gou vinnig agterkom. So laat weet my in die boks, wees eerlik. As jy getel het, ek het nou vinnig by 5 uitgekom. Ek hak nou vas op Puma. Wel, kom ek gee hom vir jou, jy het daarom 3. So dit is belangrik. Laat weet gou hoeveel het jy nou vinnig by agter gekom. Nou ek wil julle leer wanneer jy inligting deel om so kort as moontlik te hê. Die wêreld gewoonlik se top is 7. Regtig, nou dit is nou wanneer jy 'n bietjie meer 'n genius is om by 7 uit te kom. Die gemiddeld wat dit is vir die meeste van mense daar buite is 5. Nee, so dis in die middel, maar die meeste majority, soos hulle sal sê, kom uit by 3, soos Frans so daar gesit het. So 7 is maksimum en 3 gewoonlik is minimum, soos wat julle nou agterkom. Party is 'n 4, 'n 5 of 'n 6. Hulle is so 'n bietjie, jy weet, hulle sal 'n bietjie so upskill, so hulle kan daar 'n bietjie meer dink. En so dis vir jou belangrik om te besef. En dis die rede hoekom ek 7 tips vandag vir julle deel. Wat is die maksimum wat jy sal onthou? Die meeste uit wat jy hierdie sal onthou van julle sal 3 wees. Die ander gemiddeld sal miskien 'n 4 of 'n 5 onthou. 1 of 2 van julle sal dalk 7 onthou. En so dis belangrik wanneer jy kommunikeer, vrouens, vir jou man, as jy vir hom vra, gaan koop vir my goed by die Spar. Moenie meer as 3 goed sê nie, want ek gaan die res vergeet. Die oomblik as jy by 7 uitkom, gaan hy instap, gaan nie een onthou nie en hy gaan dink hy gaan alle ander goed koop in plaas van dit wat jy hom gestuur het. So die gemiddeld is 3. Okay. So dis my praatjie vandag. Sodra PG klaar is met die volgende praatjie, gaan hy met julle 'n link deel asseblief. Daar's 'n boeke, julle kan die PDF aflaai en dan gaan hy vir jou 'n link stuur. Boek met my 'n 1-to-1, 'n halfuur 1-to-1. Ek sal graag julle wil ontmoet.
Jy weet, al is doen ons die besigheid saam nie, is net lekker om vriende te maak en sien wat jy doen. My hart lê in die Vrystaat, as jy van die Vrystaat is, sal lekker wees om met julle te kan praat. So ja, dis ek en ja, PG, dankie weer vir die geleentheid, dit was nou regtig lekker om te praat, om met julle almal te kan kommunikeer. Ek wil net dankie sê vir Alita, Sonet, wat julle voor gepraat het, vir die informasie, vir PG, om my te genooi om hier deel te wees, en dan Celicia en die NG Kerk, en julle Scarly en julle span, baie dankie, ek het regtig dit geniet, en ja, tot ek julle sien op 'n one-to-one meeting. Lekker dag almal. Dankie Kobus, dit was regtig goed en ek dink ons het 'n klomp goed geleer. So dames asseblief, onthou nou as jy jou man stuur om winkel toe te gaan, dit is net 3 goed. Dis 'n klein boksie chocolates, dis 'n medium boksie chocolates en 'n groot boks chocolates. Dis 3 goed. Nou maar goed, Kobus, dankie. Daar's iets wat jy gesê het wat vir my baie interessant was. Dis waar alles begin en waar alles eindig en waar ons nou is. Nou sien, dis is baie om soos allergies te wees vir neute. Imagine jy's allergies vir neute en jy weet nie jy's allergies vir neute nie. Dan gaan jy mos eet wat jy eet en jy gaan drink wat jy drink en dan voor jy oë uitvee, het jy 'n allergiese reaksie. Jy voel nie lekker nie en jy beland in die bed. Korrek. En as jy in die bed is, dan voel jy siek. En jy gryp 'n handvol pille en jy hoop vir die beste. En van daar af wil jy nie eintlik tyd spandeer of niks of niemand nie, want jy wil gesond word. So jou gesondheid vat 'n hou en dan vat jou verhoudinge ook 'n hou. En as jou verhoudinge en jou gesondheid 'n hou vat, omdat jy die hele tyd eet wat jy eet en drink wat jy drink, voor jy oë uitvee, dan vat jou werk en jou finansies ook 'n hou. Die 3 grootste pilare in jou lewe nou, health, wealth en relationships, vat 'n groot hou en it includes mental health. Imagine jy het geweet, dis die nuts wat jou nuts maak. Daar's 'n klomp goed wat ons doen. Alita het verduidelik van die kwadrant. En ons het die analitiese kant, die metodiese kant, die visionary kant en dan het ons die connected kant. Dan het Sonet vertel van die 5 liefdestale. Okay. Dan het Kobus gepraat van die 7 maniere. Nou kom ons bring alles saam. Jy sien, die dag toe jy gebore is, toe kry jy 'n program 0 tot 7. Toe gebeur daar goed met jou persepsies. Die 2 maak op dat jy 'n geloofwaarde het, 'n belief system het. Die manier hoe jy glo in dinge. Dis soos koffie maak. As ek vir Frans wil sê, Frans so hardop gou vir my, gemaak gou vir ons koffie. Hy gryp by die 2 bekers, hy gooi koffie, hy gooi melk, hy gooi suiker, hy roer dit, hy gooi water, koffie. Dan later vra Frans op PG, ek is ook wel eens vir 'n koffie, ek hardloop kombuis toe, ek vat 2 koffies, ek gooi koffie in, ek gooi die water in, ek gooi die melk in en ek roer dit, koffie. Dis dieselfde ding, maar is dit dieselfde? Daar's 'n reg vir my en 'n reg vir jou. Daar's hoe jy dinge sien, daar's 'n stel reëls waarby jy leef en daar's 'n stel reëls waarby ek leef. As jy analities is en jy's baie analities, gaan jy en jy is glad nie connected nie. En jy's analities en metodies, gaan jy in die kombuis staan, jy gaan sê, my vrou, maak op die yskas, gryp die tomaties, skryf ons die vleis uit, sit die goeders op die tafel neer, laat ons gou hierdie goed klaar kry, dat ons kan eet. En jou vrou sal vir jou staan en kyk en sê, met wie dink jy praat jy? Nee, maggies man. Kan jy dit nie net ordentlik doen nie? Wat jou man eintlik bedoel is, my liefling, dit sal amazing wees as jy by my kom staan. Dan maak ons lekker saam kos. En as ons lekker saam kos maak, dan is sommer kwaliteit. Nou kom ons by die liefdestale, quality time, words of affirmation, physical touch. Okay, en so kan ons nog verder gaan. Maar dit is omdat ons wat doen? Ons luister om te respond in plaas van luister om te verstaan. Maar alles hoe ons kommunikeer is gebaseer op iets.
Onthou in die begin het ek gesê, ek was besig, op die dak, onder die trekker. En wat doen ek my hele lewe lank? Omdat mamma en pappa en ouma en oupa en elke liewe onderwyser en groot mens my vra, PG, waarmee is jy nou weer besig? Omdat ek besig is, omdat ek energie het, die goed moet verbrand word. Moet ek my hele lewe lank verduidelik, verdedig, om verskoning vra vir iets wat ek nie eers gedoen het nie, en dan moet ek myself na die tyd bewys. Nou wanneer bewys jy jouself? Wanneer dit amper te laat is. So as jy jouself voel, as een van julle voel, julle moet julleself die hele tyd bewys. Wat gaan saam met bewys? Procrastination. Meeste van julle sê, ek kort motivering. Verkeerd. Ander gaan sê, ek kort dissipline. Verkeerd. Wat kort jy? Jy kort om jouself te verstaan. Waar begin dit? Ons het begin met, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Verstaan jouself. Verstaan hoe jy dink. Dink waaroor jy dink. Voel waaroor jy voel. Wat is 'n habit? 'n Habit is wanneer die liggaam beter weet as die kop. Die kop is gemaak vir gedagtes, die liggaam is gemaak vir gevoelens. Gedagtes is elektronies, gevoelens is magneties. Gedagtes is elektronies. Die neuron, firewire, hy kom by die neurotransmitter maak 'n chemical kaboom. Daar is jou gevoel. 30 sekondes later. Soos jy dink, so sal jy voel. Nou gaan ons onmiddellik sê, maar ek wil net meer positief voel, of meer positief dink. Dink net meer positief. Ons het almal dit al in ons lewe gehoor. As jy down in the dumps is, of jy voel nie lekker nie, man, dink net meer positief. Okay, great. Jy kan net maar soveel positief dink as wat jy wil. Die een ding van motivering is, hy daag nooit op wanneer jy dit die nodigste het. So wat moet ons weet? Ons moet weet wat ons die heeltyd voel. Ek het 'n vraag. Toe elke van julle vanoggend wakker geword het, het iemand aan julle deur kom klop en gesê, hallo Kobus, hallo Sonet, hallo Alita, hallo Carly, hallo Tinus, hallo Celicia, hallo François, hallo Dries, en so kan ons aangaan. Hier is jou pakkie gedagtes vir die dag. Dis al wat jy mag dink. Nee. Niemand het in ons deure kon klop nie. En niemand het ook daar gekom en gesê, hier is jou pakkie gevoelens, en dis al wat jy mag voel nie. Nou, alles is gebaseer op iets. Dit is soos Windows 95. Windows 95 is gebaseer op iets. En partykeer is ons program nog Windows 95. Dis tyd vir 'n upgrade. Nou kom ons praat oor 'n upgrade. As jy verstaan, wat is jou patroon? Ek praat van wat is die gevoelens wat maak dat jy 'n aksie of 'n reaksie het. Elke ding begin met 'n gedagte. En as jy so dink, en jy gee daai gedagte aandag, dan word dit 'n gevoel. Maar nou daai gevoel is gebaseer op alles van die verlede, jou comfort zone. Alles wat in jou comfort zone is known to you. Dis alles wat jy reeds weet. En wat weet ek? Ek weet om te verduidelik, om te verdedig, om verskoning te vra en myself te bewys. Het ek myself al bewys? Menigte male. Het ek al suksesvolle besighede gehad? 'n Klomp. Het ek 'n sportman geword? 3 keer SA kampioen, die toughste races in die wêreld 3 keer gewen, 'n kas vol 64 podium finishes. Het ek myself bewys? Absoluut. Het ek myself bewys al in verhoudinge? Ek het myself al verkeerd bewys, korrek. Het ek al verhoudinge gehad wat gefaal het? Absoluut. Het ek al gesukkel met finansies? Absoluut. Het ek al gesukkel met my gesondheid? Absoluut. Gesondheid sluit in emotional eating. Korrek, julle het my reg gehoor. Op 'n stadium was ek verskriklik emosioneel en verskriklik honger. Wat het ek gedoen? Ek het gedink oor die gevoel, en omdat ek die gevoel die heel tyd gedink het, dink gou hier aan, hier's 'n rugbyveld, en hierdie rugbyveld is glad nie gemaintain nie, kom ons sê hy's nou in die nuwe Suid-Afrika, is 'n nuwe Suid-Afrikaanse rugbyveld, en die gras is nie gesny vir die laaste 25 jaar nie. Nou is die gras so lank, as jy van die een kant van hierdie rugbyveld na die ander kant van hierdie rugbyveld loop,
een keer. Ek sê weer, jy loop van die een kant van hierdie rugbyveld deur sulke lang gras tot aan die ander kant van die rugbyveld een keer en jy kom aan die ander kant en jy kyk terug, is daar 'n voetpaadjie, 'n duidelike voetpaadjie wat jy kan sien. Sit gou vir my in die comment section, ja of nee? Nee? Nog iemand? Nee? Okay, die antwoord is nee. Want jy het net een keer soontoe gestap. Nou, as jy die pad 10.000 keer stap, oor en 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 jy kom terug, dieselfde pad, gaan daar voetpaadjie wees, korrek. Nou eers skielik, neurons that fire together, wire together. Eers skielik het jy 'n neuron pathway. 'n Neuron pathway is 'n gedagte wat outomaties geraak het, wat gekoppel is aan 'n gevoel. Nou het jy 'n set of emosies. Jy hoef nie eers meer daaraan te dink nie, die emosie kom, wat gebeur volgende? Jy's honger. Okay, jy's nie honger nie, jy's lus, want al wat jy eintlik wil doen is jy wil die emosie volmaak of nam met iets. So, kom ons vat nou maar emotional eating as 'n voorbeeld. So wat doen ek? Ek eet. Kyk, ek eet trifle pudding, dit lyk of hulle op 'n uitverkoping is by 'n kerkbazaar. En ek love trifle pudding. En ek kan net nie genoeg kry nie. Ek eet tot ek anderster voel. Dan wonder ek, joh, maar ek is nou vol, ek kan nie nog nie. Dan begin ek wonder, nou dink ek daaraan. Hoekom het ek dit nou gedoen? Ek is nie eers honger nie, maar ek eet dit. Ek verstaan ook nie lekker wat dan gevoel en dink en voel en dink. En dan gaan ons aan vir 5 jaar en 10 jaar en 20 jaar en 30 jaar en dan kom jy op die einde van jou lewe en dan gaan jy soos dinge het net nie vir my uitgewerk nie. Die lewe is te swaar. Die goed het met my gebeur as kind, as groot mens. Ek was in 'n verkeerde verhouding. Dit was die coronavirus, dit was my mother-in-law, dit was Santa Claus. Daar's 'n rede. Jy kry 2 soorte mense in hierdie lewe. Reason mense en results mense. Dis baie duidelik dat elke liewe een van julle wat hier is vanoggend wil 'n nuwe manier van kommunikasie aanleer of net julle manier van kommunikasie 'n klein bietjie adjust om beter te kan kommunikeer. So dit maak julle almal results mense. Results mense is soos 'n arend. So 'n arend. Ek gaan nie sing nie want ek het 'n gouer stem. Hoe gouer ek ophou, hoe beter. Okay, so sweef soos 'n arend. Ons het ons oë op ons visie, ons weet presies wat ons soek en ons gaan kry dit elke liewe keer. Maar wat gebeur as iemand kom en hulle fluister in ons oor en hulle sê ons is nie goed genoeg nie, verkeerde verhouding, verkeerde werksplek, iets het gebeur, ons het alles verloor, dan voel dit letterlik of ons vlerke geknip is. En as ons vlerke geknip is, waar land ons? In die dakpond. Saam met die ander daks. En wat doen daks? Eende? Hulle kwek. Is 'n kwek kwek hier en 'n kwek kwek daar. Hier 'n kwek, daar 'n kwek en oral 'n kwek kwek. Ja. En as ons in ons dakpond met ons dakpoep en waar toe gaan ons? Nêrens. En wat het ons? 'n Storie. En vir ons maak daai storie saak. Dis ons ouers wat geskei het, dit is 'n verkeerde verhouding, ek is seer gemaak as kind, ek het verkeerde program, die lewe is teen my, en al die pryse by Pick n Pay, Woolworths, Checkers en al die pryse is te duur. En ek maak dit net nie. Ek sukkel met alles. Dis nie een ding nie, dis alles. Dit voel soos crisis management die hele liewe tyd. En terwyl ek in hierdie dakpond was, wat doen ek? Ek wil nie met die situasie deel nie, ek wil hom eerder nam. So wat doen ek? Ek eet. Kyk, dit lyk iets verskriklik. Ek eet so baie, ek word toe 'n rolmodel. En toe ek 'n rolmodel is en almal kyk my so, dan gaan hulle so, "Joe, maar jy lyk na pret." Ja. Nou ek was siek en sat om 'n rolmodel te wees en ek was siek en sat om te lyk soos pret. Wat wou ek doen? My daks in 'n rou kry. Nou hoe kry ek my daks in 'n rou? Nee, ons almal ken die liedjie. Inkies, inkies, stap in 'n ry. 1 2 3 4 stappel verby. Links regs kyk hoe mak. Reguit dam toe kwak kwak kwak. Ja, die dam is ons comfort zone. Dis alles wat ons reeds weet, dis alles wat ons reeds gedoen het en die meeste van daai gevoelens wat jy elke liewe dag voel
oor en oor en oor, is jy gewoond aan. Dis is om te oefen en 5 kilometers te gaan hardloop. Jy gaan moeg raak as jy nooit hardloop nie. Dan gaan jy gewoond wees aan rus. Maar as jy elke dag hardloop, oor en oor en oor, dan gaan jy fiks raak vir 5 kilometer. Jy het fiks geraak vir jou comfort zone. Daai angstigheid, daai overwhelmness, dan voel ons oorlaai, uitgeput, dan voel ons naderhand paralyzed. Ons voel dat ons letterlik nie kan vorentoe gaan nie. En as dit voel of ons nie kan vorentoe gaan nie, wat wil ons doen? Opgee. Want dit is buite ons comfort zone. Dis is om in 'n vliegtuig te sit. Jy kan sien wat daar aangaan, maar die oomblik wat jy kyk, deur die venstertjie gaan jy sien, daar's 'n splinternuwe wêreld. Daar's 'n splinternuwe wêreld vir jou en vir my. Nou daai splinternuwe wêreld was vir my 'n moeilike ding om te sien op daai stadium van die geveg. Maar ek het geweet daar's iets wat ek moet gaan uitfigure. Ek moet dit gaan kry, want dit is nie alles nie. Dis een ding. Dis soos daai neete storie wat ek jou vertel het van imagine jy weet dat die nuts jou nuts maak. Verhoudinge wat uit mekaar uitgeval het, finansies wat uit mekaar uitgeval het, 'n rolmodel wees en 'n klomp goed daarmee saam. Eerster moes ek regtig net weer fokus. Maar dit is nie maklik om te verander as jy nie weet wat dit is nie. Nou, ek moes leer met myself reg te kommunikeer. Maar om met myself reg te kon kommunikeer, moes ek eers verstaan hoe ek nou kommunikeer. So julle kan almal 'n pen en papier vat en neerskryf. As ons klaar is hier vandag, gaan vra jy vir jouself een vraag af. Nie wie ek was nie, en nie wie ek wil wees nie. Wie is ek nou? En as jy nou lui is, en jy is oorgewig, en dit voel of die wêreld jou druk, skryf dit neer, want dan jy dit daarmee admit. Ons is nie bome nie. Ons staan nie op een plek nie. Ons kan vorentoe. En onthou ek het gesê, dis alles gebaseer op iets. Daai iets vir my was rejection. Ek het nie eens geweet ek het dit nie. Maar rejection was in alles. En omdat rejection in alles is, die manier wat ek dink, die manier wat ek voel, die aksies, die reaksies, die resultate, alles. Julle almal ken die liedjie, every breath you take, every step you make. I'll be watching you. Daai I'll be watching you is daai rejection wat kyk waar kan hy oralster in. Hy's in alles. Dis so asof daai een ding jou hele stelsel korrup. Dan sukkel jy met alles. Die moeilikste ding vir my was om te aanvaar dat niemand doen hierdie aan my nie. Ek doen hierdie aan myself. En so het ek geleer om met myself beter te kan gesels. Myself beter te verstaan. Die oomblik wat ek verstaan wat is dit wat als veroorsaak, ons het 'n patroon. Die oomblik wanneer ek rejected voel, dan voel ek eers skaam, dan voel ek nie goed genoeg nie, en dan dink ek terug aan al die goed wat gebeur het, en al daai impak oomblikke, dis soos om 'n klip in die water te gooi. Die oomblik wat ons daai klip in die water gooi, is daar 'n hele ripple effek. Die heel eerste ripple is die coping mechanism wat jy in plek gesit het. Om dit goed te deel, jy nie eintlik enigiets in plek moes sit nie. Want ons het nie geweet hoe nie. Niemand van ons het 'n handboek gekry, hoe, waar en wat nie. Anders het ons niemand net gesukkel of net deur hierdie goed gegaan het tot aan ons geweet. Nou weet ons. Ons het geleer dat daar profiel is, ons het geleer dat daar liefdestale is, ons daar's persoonlikhede. Daar's 'n manier hoe jy dinge doen. Daar's jou impak oomblikke. Daar's jou belief system, jou program en jou persepsies, wie gemaak het wie jy nou is. So waar begin dit? Dit begin met jou. Die oomblik wanneer jy vir jouself lief is, en 100% lief is, gaan jy dink waaraan jy dink, en jy gaan voel waaroor jy voel. Jy gaan cautious wees oor die goed wat in jou mond sit, en die ripple effekte wat jy veroorsaak met die impak oomblikke. Die oomblik wat ons dit verstaan, verstaan ons alles beter. Vandag kan ek sê,
ek voel weer soos 'n arend, want ek het 'n visie vir my lewe en ek gaan doen dit en ek leef dit elke dag uit. En daai goed wat vir my gevoel het, wat my terughou, het ek uitgepak soos 'n deurmekaar kas. En ek het ontslaag geraak van die goed wat ek nie meer nodig het nie. En gedeel waarmee ek moes deel, want dit is amper of dit altyd tot by die hek kom. Jy kom net tot by die hek, maar ek kom net nooit oor die hek nie. Maar dan wil ek deur die hek breek, of ek wil onderdeur klim of die draad knip, maar daar's nie 'n shortcut nie. Die waarheid is, julle kan my hoor? Ons kan jou hoor, PG. Ekskuus, daar was 'n onderbreking. Die waarheid is, ons is nie bome nie, ons kan verander. Dit maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Raai wat? You can always do better. Dankie. Dit was fenomenaal om met julle vanoggend hierdie tyd te deel. Dankie aan Kobus de Viking Visser. Alita, dankie vir alles wat jy gedeel het. En Sonet, dankie dat as jy val, dan moet jy gou weer opstaan, uithou, aanhou, altyd voortgaan. En dan sê ek vir elke liewe een wat vanoggend hier so was, dit was 'n voorreg om met julle te kon deel. Dankie. En dat ek vir julle gesê, daar's 'n groot surprise vir elke liewe ene. Elkeen van julle kry 'n kopie van my boek. My boek se naam is Fertilizing Your Mind. Hy verkoop op Amazon vir R250. Vir elke liewe een wat vir my 'n WhatsApp stuur op 064 866 1035, kry 'n gratis kopie van my boek. Dan het Kobus ook 3 boeke wat hy weggee. Daar gaan 'n link wees daarvoor, en dan is daar geleentheid as jy wil dinge verder vat, of net bietjie meer wil uitvind, of net wil connect, dan is daar 'n link vir almal. Daar's 'n link van Alita en van Sonet en van Kobus en van ek om tyd te gaan spandeer. Klik op daai link, dit is absoluut gratis, dan gesels ons, dan hoor ons presies hoe, waar en wat jy wil verander. Dankie Celicia, die NG Kerk Synode, Carly, die ongelooflike werk wat jy in die agtergrond gedoen het. Baie dankie vir elke liewe een wat saam met ons die tyd gedeel het vanoggend. Totsiens. PG, ek wil ook net sê baie dankie. Eerstens baie dankie aan elkeen wat vanoggend ingeskakel en deelgeneem het en vir julle getroue bydraes en ondersteuning aan die NG Kerk Vrystaat. Ons kan nie doen wat ons doen sonder julle nie. En dan 'n spesiale dankie aan jou PG, Alita, Sonet, Kobus vir julle waardevolle en insiggewende bydraes vanoggend, en dankie ook vir julle bereidwilligheid om deel te wees van hierdie inisiatief van die NG Kerk Vrystaat in samewerking met PG Paradigm. Ek waardeer en salueer julle. En dan nooi ek almal uit, kom loer, lees en leer gerus saam met ons op ons NG Kerk Vrystaat se kraakvars webtuiste en ook al ons sosiale platforms. En dan kyk ook uit vir die skakels wat ek nou gaan deel in die chat. Onthou, kommunikasie is 'n kuns. Gebruik vanoggend se inspirasie en laat dit tel in jou guns, en om so dan bo die res uit te staan. Dankie julle vir alles. Okay, baie dankie. Onthou asseblief net een ding, don't be a duck. 'n Lekker middag of 'n lekker dag vir julle. En môre is lentedag, die dag van of die splinternuwe seisoen wat begin. Totsiens.